Johannes doop vir Jesus. Johannes en Jesus is mos neefies. Maria en Elisabeth was mos saam swanger met die 2 seuns. Toe Johannes groot was, het hy in die woestyn gaan bly. Daar het hy vir hom klere gemaak van kameelhaar en het hy sprinkane en heuning geëet. As daar mense verbygekom het, het Johannes hulle van God vertel en gesê dat hulle moet ophou sonde doen. Daarna het hy hulle gedoop, sommer daar in die Jordaanrivier. Baie mense het van Johannes gehoor en na hom kom luister. Die mense het baie vrae gevra oor wat reg en verkeerd is. Johannes het dan vir hulle vertel hoe hulle moet lewe en gesê dat hulle moet ophou om slegte dinge te doen. So het baie mense hulle harte vir God gegee en hy het hulle gedoop. Ek doop met water, het Johannes altyd gesê, maar daar gaan iemand kom en hy sal julle doop met die Heilige Gees. Die mense het gewonder wie hierdie spesiale man sou wees. Op 'n dag het Jesus na die Jordaanrivier toe gekom. Jesus sê toe vir Johannes, doop my. Johannes weet dat Jesus God se seun is en dat hy nog nooit enigiets verkeerd gedoen het nie en dat dit nie nodig is om vir Jesus te doop nie. Hoekom vra u my dat ek u moet doop? Het Johannes gevra. U moet my eintlik doop, het hy verbaas gesê. Maar Jesus het sag gesê, dis reg dat jy my doop. Jesus het in die rivier ingegaan en Johannes het hom gedoop. Net toe Jesus opkom uit die water, gebeur daar iets wonderliks. Net daar het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het soos 'n duif op Jesus kom sit. Al die mense wat daar was, kon God se stem hoor wat sê, dit is my seun, wat ek baie liefhet. Julle moet luister na wat hy vir julle sê. Nadat Jesus gedoop is, het die Heilige Gees hom na die woestyn toe laat gaan. Daar het hy vir 40 dae lank niks geëet nie. Hy was later vreeslik honger. Toe kom die ou nare duiwel met allerlei slim praatjies om Jesus te probeer oortuig om die verkeerde dinge te doen. Jesus luister glad nie vir die duiwel nie, want hy weet wat God se wil is. Die duiwel het seker maar moedeloos geraak, omdat Jesus nie na hom wou luister nie, en hy is toe daar weg. Nadat die ou skelm duiwel daar weg is, het daar engele gekom wat vir Jesus versorg het en kos gebring het. Jesus het geweet, sy Vader sal vir hom sorg.